Psalm 77. Na dood in 1997 word daar briewe gepubliseer wat Moeder Teresa aan haar geestelike mentor geskryf het. Daarin kom sy en sy kom ontbloot haar hart wat regtig in haar hart aangegaan het en daardie 50 jaar plus wat sy haarself uitgegiet het vir die armste van die armes. En wat baie duidelik is haar stryd wat sy gehad het met depressie. Dis daardie donkerheid in haar siel waarvan sy praat, daardie gevoel van verlorenheid. En ons kry 'n insig in haar intense wroging wat sy gehad het. Sy skryf byvoorbeeld, I call, I cling, I want, and there is no one to answer. No one to whom I can cling. No one alone. Where is my faith? Even deep down in, there is nothing. There is emptiness and darkness. My God, how painful is this unknown pain. I have no faith. I dare not utter the words and thoughts that crowd in my heart and make me suffer untold agony. So many unanswered questions live within me, afraid to uncover them because of the blasphemy. If there be God, please forgive me. When I try to raise my thoughts to heaven, there is such convicting emptiness that those very thoughts return like sharp knives and hurt my very soul. I am told God loves me, and yet the reality of darkness and coldness and emptiness is so great that nothing touches my soul. Wie sou ooit kon dink dat die beroemde Moeder Teresa daardie intense innerlike stryd het? Maar kom ons wees eerlik, as ons na ons eie lewe kyk, ons het ons mooi gesiggies, ons mooi maskers op, en wie sou ooit wonder, wie sou ooit dink, die gedagtes wat ons baie keer dink. Weet, ons is so geneig om dit verborge te hou. Kom ons by Psalm 77, dan kom hierdie psalmis, hy ruk die masker af, hy's baie eerlik met dit wat in sy lewe aan die gang is, in sy gedagte lewe aan die gang is. En ek dink ons moet kom leer by hom. Daar's hierdie in die eerste plek wil ek dit uitwys, die erkenning van die donkerheid, van daardie moedeloosheid in sy siel. Ons lees daarso vers 1, vir die musiekleier op die wysie van Jeduthun, Psalm van Asaf. My stem is tot God en ek roep. My stem is tot God, dat hy na my luister. Op die dag van my benoudheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroos te word. As ek aan God dink, moet ek steun. Pyns ek, dan versmag my gees Sela. Sela beteken, dink net so 'n bietjie daaroor. So kom ons dink 'n bietjie oor wat hy eintlik hierso besig is om vir ons te sê. Hy is op hierdie punt in sy lewe waar hy in 'n totale moedeloosheid is. Hy roep uit tot God en is asof die Here hom nie hoor. Hy bid aanhoudend, daar's geen verligting nie. Kom ons by vers 5, dan sien ons, hy sukkel met slaaploosheid. U hou my ooglede oop. Hy sê, Here, U maak dat ek nie kan slaap nie. Ek is onrustig en ek kan nie spreek nie. Ek dink oor die dae van die voortyd, oor die ou jare. Ek dink terug aan die verlede. Ek wil dink aan my snare spel in die nag, wil pyns met my hart en my gees deurvors. Daar was 'n tyd in die verlede, toe ek die Here geprys het in die nag, toe ek musiek gemaak het, toe ek nie geslaap het, nie kon slaap, omdat ek die Here geloof het. Nou is dit anders. Ek kan nie slaap nie, want ek lê en worry oor die dinge wat in my lewe verkeerd is. En ek kry nie 'n antwoord, ek kry ook nie verligting nie. Dis asof hy sê, ek doen alles wat ek moet doen. En baie keer in ons lewe is dit dieselfde, ek het nou alles gedoen wat ek kan doen, en nogtans is my probleem daar, die stryd is daar, niks verander nie. Hoekom help die Here my nie? Nou kom ons by sy twyfel, daardie innerlike gedagtes, daardie ongemaklike vrae wat hy vra, en wat ons ook maar baie keer vra. Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie meer goedgunstig wees nie? Dit kom by daardie, die Here sy rug op my gedraai. Het die Here nou besluit, hy het genoeg nonsens van my gevat en nou gaan hy my nie verder help nie? Sal die Here vir altyd verstoot
en verder nie meer goedgunstig wees nie, gaan die Here nou ophou om sy genade aan my te bewys. Hou sy goedertierenheid vir altyd op? Is dit met die belofte gedaan van geslag tot geslag? Kom ek lees gou die Nuwe Lewende Vertaling, wat daardie verse vir ons 'n bietjie makliker maak. Het die Here my vir altyd verwerp? Sal hy ooit weer sy genade bewys? Het sy troue liefde vir altyd verdwyn? Het sy beloftes tot 'n einde gekom? Hierdie psalmis kom en hy kom worstel met die feit dat hy voel, die Here het sy rug op hom gedraai, met die feit dat hy voel, ek is totaal verlore, alles wat ek doen, niks help nie, en ek weet nie meer wat om te doen nie. Maar nou is dit baie interessant, terwyl hy besig is om te begin dink oor die Here, gebeur daar iets. Onthou eers, as ons lees, dan dink hy net oor homself en sy eie probleme. Nou kan jy maar bietjie, en ek het dit in my Bybel gaan doen, gaan ons 'n krinkie gaan trek oor elke keer in hierdie Psalm wat daar 'n ek en 'n my is, in hierdie eerste paar verse. Dis verstommend, dis net ek en my, ek en my, ek en my, ek en my, sy hele lewe draai, alwaarna hy kan dink is ek en my probleme. En dan begin hy dink, maar die Here is verantwoordelik, die Here is onregverdig, waar is die Here se beloftes? Maar soos wat hy begin dink oor die Here, begin daar iets gebeur, daar begin so effense fokusverandering in sy lewe, want nou begin hy praat van die Here se genade. Hy begin dink aan die Here se goedertierenheid. Nou dis 'n moeilike woord om te vertaal in Afrikaans, of in enige taal. Goedertierenheid is 'n woord wat min of meer die volgende beteken. God bewys sy troue liefde aan iemand met wie hy in 'n verbond is. In ander woorde, God kom en hy verbind homself aan iemand. Dis nie wat jy het verdien nie. God kom en hy sê, ek kom verbind myself aan jou, ek gaan jou God wees, ek gaan vir jou sorg, jy is myne. So terwyl hy nou dink, maar waar is die Here as ek hom nodig het, dan begin hy dink, maar het die Here se goedertierenheid opgehou? Nee, dit kan tog nie wees nie, want die Here kom en hy sê God wat sê, ek het my verbind aan jou, dit kan nie anders nie. Hy het eers gepraat net oor homself, nou begin hy praat oor God, vers 10, het God vergeet om genadig te wees, of het hy in sy toorn, sy barmhartigheid, daai omgee hart van hom toegesluit, Sela, dink eers gou 'n bietjie. Nou begin hy dink oor God, toe het ek gesê, dit is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste verander. Ek was tot nou toe bekommerd, dat God dalk verander het. Nou gaan hy 'n bietjie verder. Ek dink aan die dade van die Here. Ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd. Here, ek begin nou onthou wat u gedoen het. Hy begin nou by die woord onthou. Hy begin dalk in sy eie lewe terugroep wat God vir hom gedoen het. En skielik verander alles. Eers was die klem op ek en my, toe was die klem oor ek dink oor God. En nou begin hy praat met God. En hier kom die groot verandering. Hy sê, ek wil dink aan die dade van die Here, vers 13. Ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd en al u werk oordink en ek wil pyns oor u dade. En ek het al die u's ook omsingel. En weer eens, dis duidelik, die klem is nou op wat die Here alles gedoen het. O God, u weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos God? U is die God wat wonders doen. 'n Nuwe Engelse vertaling sê, you alone work miracles. Nog 'n ander Engelse vertaling sê, you are the God who performs miracles. U is die God wat wonderwerke doen. U het u sterkte onder die volke bekend gemaak. U het die volk met 'n sterk arm verlos, die kinders van Jakob en van Josef, Sela. Kom ons stop net gou vir 'n oomblik daar. In jou lewe gaan daar tye kom wat jy twyfel, wat jy worstel met baie van dieselfde tipe dinge waarmee die psalmis hierso worstel. Waar is God as ek hom so nodig het? Hoekom help die Here nie? Die Here het sy rug op my gedraai. Die antwoord lê nie om al ons twyfel te onderdruk en 'n vroom gesig op te sit en te maak asof dit nie daar is. Ons mag maar die vrae vra en ons moet maar die vrae vra en ons moet maar begin eerlik wees met onsself, met God, met ander mense en sê ek worstel met dinge wat nie vir my sin maak nie.
Die ander ding wat ons baie keer doen, ons klink baie vroom en sê ek gee al my probleme vir die Here. Die enigste probleem is ons gee dit nie regtig vir die Here nie, ons druk dit alles hierso. Alles is hier binnekant. Dit is 'n wroging wat ons hier in ons het en ons haal dit kort uit en ons kyk daarna en ons beskou ons probleme en ons oordink ons probleme en dan dink ons het dit vir die Here gegee en dan dink ons okay, maar ek het dit vir die Here gegee. Here, hier is die probleme, maar dan druk ek dit maar net hier onder en nou haal ek dit weer uit. Dis ook nie die antwoord nie. Die antwoord is om baie realisties te wees oor wat aan die gang is in jou lewe, maar dan op 'n punt te kom wat jy sê, ek kies nou, ek maak 'n keuse om verder te kyk en te sê, Here, ek fokus nou op U in my lewe. Ek fokus op wat ek weet van God, en dan begin ek met God praat oor wat ek weet oor hom. Dis wat hy hierso besig is om te doen. U is die God wat wonders doen. Ek kom by een spesifieke voorbeeld wat hy hierso gee. Hy dink aan toe God vir ou Israel uit Egipte land gelei het en deur die Rooi See gelei het. Miskien onthou jy die storie. Hulle is nou uit Egipte. Is hulle besig om weg te beweeg van Egipte en die Rooi See staan tussen hulle en vryheid. Agter hulle die Egiptenare, voor hulle die Rooi See en hulle is wanhoopig. Wat gaan ons nou doen? Net soos ons in ons eie lewe. Skielik is daar 'n Rooi See in ons lewe. Skielik is daar 'n probleem wat vir ons so groot is. Hierdie psalmis, hy kom en nou baie poëties kom en sê in vers 17, die waters, die Rooi See waters, het U gesien, o God. Hoor wat sê? Die waters, die probleem, die hindernis in my lewe, dit waaroor ek so bekommerd is, dit het U gesien, o Here. Dis nie net God wat dit raak sien nie, die water sê hy het opgekyk en gesien, daar's 'n God. Hy sê, die waters het U gesien, o God, die waters het U gesien. Hulle het gebewe, ja, die watervloede het gesidder. Wat sê hy? Die waters het gebewe, die probleem het gebewe voor God. Dis altyd ons wat bewe voor die probleem. Maar as ons gaan begin opkyk na God, dan sien ons waar God in aksie is, daar bewe die probleem. Daar verander dinge. Dis net God wat daardie verskil kan maak. Wat Psalm 77 vir ons wil sê, is kyk weg van hoe jy dit beleef, van jou emosies. Jou emosies bepaal nie die waarheid nie. Jou emosies is op en af, het hang van allerlei dinge, of jy 'n goeie nagrus gehad het, wat iemand nou net vir jou gesê het, of wat ook al. Jou emosies is nie die maatstaf. Die feit dat jy laag voel, dat jy moedeloos voel, dat jy depressief voel, is nie die waarheid nie. Daar's 'n groter waarheid as dit. En daardie waarheid is, daar's 'n God wat leef, daar's 'n God wat in beheer is, en as God die woord spreek, dan bewe die probleem voor God, nie jy voor die probleem nie. Die waters het U gesien, o God, die waters het U gesien, hulle het gebewe, ja, die watervloede het gesidder. En so gaan hy aan, vers 20, U weg was in die see. U maak 'n pad deur die see, sê die Nuwe Lewende Vertaling. God maak 'n pad deur die probleem. Weet jy, ek weet nie in jou lewe wat die situasie is nie. Wat ek wel weet is ons dien 'n God wat kom en groot dinge kom doen. Wat hierdie psalmis doen, hoe hy sy probleme hanteer en hoe hy uit hierdie donkerheid uitkom, is om te gaan fokus op wie God is en wat God kan doen en wat God in sy lewe dan nou moet doen. Dis amper soos 'n template. Ek skryf baie briewe by my werk. En ek gaan nie elke keer my adres intik en die telefoonnommer en die faksnommer en die e-pos, dis nou maar net die aanhef, die adres, dan die datum en dan die persoon se adres en dan weet dese DMRM of wat ook al die persoon se naam is en dan waaroor dit gaan. Daar's 'n sekere standaard en as ek afsluit weer, is dit yours sincerely of yours faithfully en dan al my besonderhede. Ek tik nie elke keer alles in nie. Daardie goed bly dieselfde. So ek kom net en ek kopie dit. En as ek 'n nuwe brief skryf, dan is dit daar. Dis my template van waar ek werk. So spaar ek tyd. Geloof is om dit wat God in die verlede gedoen het as 'n template neer te sit. As om te sê, Here, dis wat U gedoen het. Nou vra ek, Here, dat U sal kom en die res kom invul. Ons moet in ons lewe op 'n plek kom waar ons kom sê, Here, ek het nodig dat U in my lewe iets spesiaals kom doen. Ek lees nie hierso in Psalm 77 van die groot verandering in sy omstandighede en dis hoekom hy nou positief antwoord en positief eindig nie.
Sover kan sien het nog niks verander nie behalwe sy hart. En as jy 'n deurbraak in jou lewe wil hê, die ding wat eers moet verander is jou hart. Jou probleme is tydelik. God is ewig. Dat jou geloof dan nou groter word as jou vrese. Vertrou God. Glo dat God dit kan doen en dat God dit wil doen. Jy sien, jou probleem is vir jou 'n geleentheid om God te vertrou, God vas te gryp. Jou probleme is God se geleentheid om homself aan jou te kom bewys. Hierdie Psalm eindig eintlik baie stomp. Dis asof hy, gepraat het oor sy eie ellende waarin hy is en hoe sleg hy voel en toe begin dink het oor God en toe met God begin praat het en die deurbraak in sy gees begin kry en dan eindig hy nadat hy 'n voorbeeld gegee het van die Rooi See. Dis asof hy sê, dis genoeg. Ek en jy is so bevoorreg, ons kan verder gaan. Ons ken die storie van die kruis. Op die kruis van Jesus Christus het God eens en vir altyd vir ons kom bewys, ja, ek gee om vir jou. Ek staan met jou in 'n verbond, wat die Bybel noem 'n nuwe verbond. Ek sal jou nooit los nie, ek is jou God, jy's myne. Ek het my seun gegee om in jou plek te sterf. Dis hoe spesiaal jy vir my is. Die psalmis hier in Psalm 77 kom en hy gebruik die woordjie verlos, vers 16, ekskuus. U het die volk met 'n sterk arm verlos. Engels is redeem. Verlos beteken, daar's 'n prys betaal, daar was 'n transaksie gewees. God het 'n transaksie aangegaan om ons syne te maak. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, ons is vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. God het op die kruis 'n transaksie aangegaan, sodat ek en jy aan hom kan behoort, sodat hy ons God kan wees, sodat hy verantwoordelikheid vir ons kan neem. En daarom, in ons lewe, kom op 'n punt waar ons, soos hierdie Psalm is, eintlik stomp kan eindig en sê, ek het nie nodig om enigiets meer te sê. Ek vertrou nou die Here in my lewe. Dis waar ons is vanoggend. Terwyl ek vanoggend ry, sien ek my petrol is redelik min, en ek wag vir die liggie om te begin flikker. En nou weet ek as ek kan ry tot by Stratford. Nou hier is ons die petrol bietjie goedkoper, so ek vir my tank eerder hierso kom volmaak, en nou spesiaal dan nou met my AA-kaart gaan ek nog meer geld spaar. So, dit lyk vir my nog of ek dit kan maak. So ek ry eers tot by Englewood en ek sê ek sal kyk, as die liggie nou nog nie begin flits het by Englewood nie, dan weet ek, dan kan ek dit maak tot by Stratford. En toe ek so in Stratford inkom, toe begin die liggie flits. Ek bou my sekuriteit op 'n metertjie in die kar. Ek vertrou die metertjie. Kom aan, ons kan die Here ook vertrou. Hierso het God vir ons in sy woord die beloftes kom gee. Dit is vir my en vir jou om te kom en te sê, Here, hier sê ek kies om my lewe te bou op wat U vir my sê. Kom ons bid saam. En Here, so kom ons vandag, en U ken ons, U ken die pyn en die seer en die onsekerheid en die twyfel. Niks van al daardie emosies wat ons beleef is enigsins vir U verborge nie, Here, U ken dit. Daarom wil ons dit vanoggend kom uithaal. Ons wil vir U kom sê, Here, kyk na my en dis wie ek is. Sal dit nie net kom wegsteek en onder vroom woorde kom verbloem nie, maar sal sê, Here, ek sukkel. Ek sukkel met ongeloof, ek sukkel met twyfel. Ek sukkel want dit lyk vir my of U wil nie hoor nie. Dit lyk of U my nie wil help nie. Maar Here, ons beweeg verder as dit. Ons beweeg in die woord waar ons leer van U genade. Van God wat vir ons omgee, sonder dat ons dit verdien. Ons leer van U goeie tierenheid, van U getroue liefde vir ons wat nooit kan verander nie. Ons leer dat U verantwoordelikheid neem vir ons. Here, ons leer van U goedheid, van U liefde. Ons kyk na die woord en dan
Ons dink hier net terug aan die rooi see en die Here, ons dink terug aan die kruis van Jesus Christus. Daar kan nie ooit 'n groter bewys wees van u liefde en 'n groter bewys van u almag. En daarom kom ons vanoggend, Here Jesus, en ons wil kom sê, ons kies om ons geloof op u te plaas. Ons kies om u te vertrou vir 'n deurbraak in ons lewens. En soos ons hier is, Here, elkeen van ons se lewe is anders, elkeen van ons se stryd is anders, ons behoefte is anders, maar die een antwoord wat altyd dieselfde is Jesus Christus. En ons wil kom en onsself aan u kom verbind en sê, Here, ons kies vanoggend om ten volle te vertrou op wie u is. Dankie dat ons lewe kan bou daarop. Dankie dat ons kan sekuriteit hê as gevolg van wie u is. Dankie dat ons genesing kan hê op grond van wie u is. Dankie dat ons weet ons is gered op grond van wie u is. Dankie Here dat ons kan weet, maak nie saak wat gebeur, niks kan my skei van die liefde van God waaraan Christus Jesus ons se Here is nie. Dat ons kan bely vandag, ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat my lief gehad het. Dankie Here vir die geloof wat u wek in ons harte, sodat ons deur die lewe kan gaan, nie as mense wat platgeslaan is. Ons is nie op moedverloorse vlakte. Ons is nie uitgelewer aan omstandighede. Ons is nie moedeloos, maar ons is mense van geloof. Mense wat God vasgryp, mense wat God vertrou vir iets spesiaals in hulle lewe. En dit kom doen ons nou, Here. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.